Nou vriende, goeiemôre. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ek vertrou dat dit goed gaan met u en u geliefdes en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag, dat u reg is om hierdie dag tegemoet te gaan in die naam bo alle name, die naam van ons dierbare Here Jesus Christus. Onthou wat die Here self gesê het voor hy opgevaar het na die hemel: aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En hierdie God aan wie alle mag in hemel en op aarde behoort, vriende, is ons God. Hy het ons gered in sy seun Jesus Christus. Hy het deur sy gees in ons kom woning maak, en hierdie enige God is die God wat by ons is, in ons woon, en vir ons sê, kyk, ek maak alles nuut. En mag u en ek in hierdie dag in sy krag gaan en ook hierdie wêreld met sy evangelie bereik, sodat mense uit die duisternis na die lig kan kom, stikkende lewens nuut kan word in ons Here Jesus Christus. Nou, ons is besig met die baie besondere gedagte en tema vir hierdie week. Ons praat bietjie oor die gedagte van getrouheid, die maatstaf van sukses. Ons het gister bietjie inleidend gepraat oor die gedagte. Ek gaan myself nie herhaal nie. Al wat ek vir u gaan sê is, ons het gister begin deur vir u te sê, getrouheid begin om heeltemal uitverkoop te wees aan Christus, to be sold out vir Christus. Of dit nou goed gaan of sleg gaan, of daar goeie dinge oor my pad kom, of in my oë slegte dinge oor my pad kom, ek behoort aan die Here. Ek is bereid om te ontvang uit sy hand wat hy vir my afweeg, of dit nou goed of sleg in my denke of gedagtes is. Want u sien, die Bybel sê, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Maar kom ons gaan vanmôre verder aan, ons kyk bietjie na hierdie gedagte om heeltemal toegewy te wees, of uitverkoop te wees aan Christus. Ons het dit gister met die huwelik vergelyk. Het vir u gesê, vriende, as 'n man en vrou nie aan mekaar toegewyd is nie, as hulle nie aan mekaar getrou is nie, as hulle nie mekaar eerste prioriteit gee nie, gaan daardie huwelik glad nie suksesvol wees nie. Selfs met die geestelike lewe. Ons het nodig om alles in die stryd te werk om Christus as wins te verkry. Daarom sê die Bybel, stry hard om deur die nou poort te gaan. Belangrik dat ons sal sien, om aan die Here Jesus te behoort is nie net 'n tipe van 'n toekenning wat ek ontvang, of ek dra dit soos 'n lapel op my skouer nie. Nee, dis om te sê, hier is my lewe, Here, dit behoort aan u. Hoor hoe pragtig sê die apostel Paulus dit in Romeine 14 vers 7. Hy het maar net 'n manier gehad om hierdie ding vir ons op te som op 'n baie besondere manier. En hy sê daar in vers 7 van Romeine die 14de hoofstuk. Hy sê, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. U sien, hier's niks van voorwaardelike godsdiens, soos ons dit vandag bevind nie. Meeste mense dien die Here voorwaardelik. As die Here my seën, as die Here my voorspoed gee, as hy my gesondheid gee, as hy my geld gee, as hy al hierdie tydelike seëninge oor my uitstort, dan sal ek hom dien en volg. So asof ons aan die Here voorwaardes en voorskrifte kan gee. Luister, Paulus sê, hy sê, niemand leef vir homself en niemand sterf vir homself nie. Jy leef vandag of vir die Here of vir jouself en vir die duiwel en die wêreld. En ek pleit dat jy vanmôre as kind van God die verantwoordelikheid sal sien, dat asof ons lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Daarom is my lewe totaal weggegee, totaal oorgegee aan die Here, sodat hy met my lewe kan doen net wat hy wil. As jy gaan kyk na sendelinge, vriende, in die verlede, daar is City Stad, wat sy rykdom en sy ouerhuis verlaat het, om dan 'n sendeling te word. Ons dink aan manne soos William Carey, ons dink aan Hudson Taylor, ons dink aan manne soos Martin Luther en Johannes Calvin, en soveel voorbeelde in die verlede. Mense het op 'n punt gekom het om te sê, luister, die lewe gaan nie net oor die hier en nou nie. Ons gaan een of ander tyd sterwe, en wat gaan ons vir ons Skepper sê? Wat gaan ons vir ons Redder sê? Kom ons gee ons alles vir hom, want alles behoort tog aan hom. Daarom sê die apostel Paulus in Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Baie interessant is dat die geestelike lewe, of die lewe van die kind van God, is eintlik 'n lewe van, ek lewe nie meer nie. En nou kan jy vir my sê, maar Gerard, ek lewe nog, en jy lewe nog, so wat bedoel jy? Eintlik wat dit bedoel is eenvoudig. Elke dag reken ek myself dood vir my eie begeertes, vir my eie vleeslike drange, vir al die dinge wat teen en in stryd is met God se woord. Die sondige dinge wat in ons lewens baie keer ons lewens dikteer en beheers. Om te sê, Here, ek is met u gekruisig. Elke môre besef ek, my lewe behoort nie meer aan myself nie. Ek lees vir u. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So in die môre as ek opstaan, vra ek, Here, wat wil u hê moet ek vir u in hierdie dag doen?
En dan is God se woord getrou. Die Here wil in die eerste plek hê ons moet getrou wees. Hy sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my kinders is as julle my gebooie bewaar. Die Here stuur ons uit om sy evangelie te verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die Here sê vir ons, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dis eenvoudig om te sê Christus leef in my. Dat Christus se lewe in my gereflekteer sal word. Hoor wat sê die apostel Paulus verder, hy sê, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, met ander woorde, hoe ek elke dag lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. So Paulus sê in die môre as ek opstaan, dan onthou ek een ding, ek was op pad hel toe, ek sou God se ewige oordeel in die poel van vuur verdien het, ek sal dit ontvang het en ek sal dit verdien het, omdat ek 'n rebel teenoor hom gebore was, maar, God in sy grote genade het sy seun Jesus gestuur om in my plek te sterwe. Hy het my lief gehad, hy het homself vir my oorgegee, hy het die helse smarte gedra sodat ek gered kan word van die ewige hel en die oordeel. En daarom wil ek nou getrou aan hom wees. Ek wil getrou lewe om hom te verheerlik. Ek wil hê my hartklop moet in sinkronisasie wees met syne, soos in die woord geopenbaar. En dis die eenvoudige gedagte van getrouheid. Want vriende, kyk maar na suksesvolle kinders van die Here. Waarom gaan ons so baie keer na konferensies toe en waarom admireer ons manne soos John MacArthur en ouens soos R.C. Sproul en Woody Buckham en al hierdie groot name in die kerk, omdat dit manne wat getrou is. Luister, ek vra dat jy ook in jou huis so getrou sal wees, dat jou seun en jou dogter sal sê, maar ek wil soos pappa lewe. Ek wil graag Jesus volg, soos my pa Jesus volg, soos my ma Jesus volg, soos my broer en my suster Jesus volg. Dis my begeerte, en dit was Paulus se hele uitgangspunt. Daarom sê hy, ek leef nie meer vir myself nie, maar Christus leef in my. Ag vriende, die oomblik wanneer ons die Bybel gaan bestudeer, dan kom ons baie gou agter dat ons verdien niks nie. Ons lewe in 'n tyd van self-entitlement. Elke mens dink hy verdien beter en hy verdien meer. Ons is 'n geslag wat so baie genadegawes ontvang en tog reken ons is 'n benadeelde geslag. En as kind van die Here moet ons getrou wees om te sê, Here, ek verdien niks. Daarom wil ek myself oorgee aan U, uitverkoop wees aan U, om my lewe te leef om U welbehaaglik te wees. Vriende, gaan afsluit met hierdie baie besondere woorde in Johannes 12, en ek lees vir U daar vanaf die 24ste vers. Jesus self is aan die woord, en hy sê, voorwaar, 'n dubbele eedswering, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar dit is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Is nie vir U pragtig nie? Die koringkorrel moet in die grond val en sterwe, sodat dit veel vrug kan dra. En ek vra vir U vanmôre, en ek vra dit aan my eie deur, het ons al gesterwe en dra ons vrug? Kan ander Christus se gestalte in ons sien? Kan hulle hoor as ons praat? As hulle ons optrede sien, kan hulle sien ons is verby selfsug. Ons lewe nou vir ons koning, die een wat gaan kom om vir ons in sy heerlikheid op te neem. Of lewe ons nog vir self? Gaan alles oor my, me, myself and I. Daarom pleit ek by U dat ons sal sien, vriende, getrouheid is die kenteken van 'n kind van die Here. En getrouheid is verseker die maatstaf van sukses. Kyk maar na die apostels. Aanvanklik skaam, bang, weggehardloop toe Jesus gearresteer is in die tuin van Getsemane, en hulle omtrent 10 van die 11 het 'n martelaarsdood gesterwe. Nou en ek gaan miskien heel moontlik nie 'n martelaarsdood sterwe nie, maar vriende, is ons uitverkoop, is ons oorgegee aan die Here. Die Bybel sê as ek my lewe liefhet, as alles gaan oor wat het ek, wat kan die Here vir my gee, sal ek my lewe verloor. Dis 'n duidelike kenteken dat ek nie aan die Here behoort nie. Maar as ek my lewe haat, en hierdie woordjie haat beteken dit nie, ek doen myself skade aan nie, maar om te sê, Here, my belang is nie belangriker as U belange nie. My koninkryk is nie belangriker as U koninkryk nie. My wil is nie boopgestel bo U wil en U koninkryk nie. Daarom, Here, hier is my lewe. En daarom die eerste gedagte vanmôre dan, hierdie baie besondere gedagte, dat as ons getrou is, vriende, sal ons geestelik sukses behaal. Sal ons geestelik kan floreer. Sal ander Jesus in ons kan sien. En wat vir my so mooi is,
Elkeen wat sy lewe verloor het vir die Here, afgelê het vir die Here, uitverkoop was aan die Here, het nooit geroem in hulle self nie, maar het gesê my roem is in Christus. Dis hy wat deur sy Gees my genade gegee het om minder te word sodat hy meer kan word. Ek vra jou vanmôre, kan jy sê I'm sold out for Christ? Nie meer ek nie, maar Christus in my. Mag die Here genade gee, ons sal môre aangaan met nog 'n gedagtetjie. Môre gaan ons bietjie praat oor die gedagte van dat ons standvastig moet wees. En wat beteken die gedagte van standvastigheid en hoe kan dit my aanspoor en help om dan ook in my geestelike lewe meer as oorwinnaar te wees? Vriende, groete vir u. Mooi dagie verder te raak.